Nou, ons het nou tot dusver gekyk na die 4 algebraïese funksies en in vandag se les gaan ons nou begin kyk na trigonometriese funksies. Nou, 'n trigonometriese funksie is 'n funksie waarvan die invoerwaarde, wat ons die onafhanklike veranderlike is, met ander woorde my x-waarde 'n hoek is, en die uitvoerwaarde of die afhanklike veranderlike, onthou hy hang nou af van x se waarde, my y-waarde met ander woorde 'n waarde is wat bepaal word deur 'n trigonometriese verhouding van daardie hoek. Nou ons 3 basiese trig-funksies is y is gelyk aan sin x, wat ons ook kan skryf in 'n funksievorm as fx is gelyk aan sin x. Y is gelyk aan cos x, wat ons ook in funksievorm kan skryf as gx is gelyk aan cos x, en y is gelyk aan tan x, wat ons nou ook kan skryf as hx is gelyk aan tan x. Met ander woorde, ons sien hierdie x's van ons is elke keer 'n hoek. Met ander woorde, iets soos 45 grade, 125 grade of enige hoekgrootte. Dan is hierdie y-waarde van ons 'n triegverhouding. Julle sal onthou by sin is ons verhouding altyd ons teenoorstaande sy op ons skynsy. Ons y-waarde is met ander woorde elke keer ons triegverhouding, soos wat ons nou in trig geleer het, en vir cos is dit weer ons aangrensende sy op ons skynsy, en by tan is ons triegverhouding die verhouding van die teenoorstaande sy op die aangrensende sy. Teenoorstaand op aangrensend. Nou goed, in vandag se lesie gaan ons nou in die eerste plek die sinfunksie behandel, en ons gaan kyk hoe lyk hierdie grafiek van die sinusfunksie. So 'n triegfunksie is periodiese funksies. Dit beteken dat dieselfde patroon of siklus herhaal met gereelde intervalle. Nou kom ons kyk nou in die eerste plek na my basiese triegfunksie van sin x. Onthou, hierdie is my heel basiese grafiek. Hierdie basiese grafiek is 'n baie goeie grafiek om uit jou kop uit te ken, want dit kan jou later baie help met die vinnige teken van grafieke, of herkenning van 'n grafiekse vergelyking, bepaling van 'n grafiekse vergelyking. So dit is nou in die eerste plek baie belangrik dat jy die basiese grafiek baie goed ken. Nou ons gaan hierdie basiese grafiek gaan ek eers vir julle wys deur met tabelle dit te teken sodat julle kan sien hoe lyk 'n triegfunksie. Goed, so ek gaan begin deur my x-waardes te kies en ek gaan nou elke 30 grade 'n x-waarde kies. Goed, so as ons gaan kyk na hierdie x-waardes, ons het nou hierdie hele lange tabelletjie wat ons nou gaan voltooi met sy x-waardes, en dan kry ons sy y-waardes. Goed, so as ons nou ons sakrekenaar gaan vat en jy gaan nou intik sin 0 op jou sakrekenaar, dan kry jy dit is 0. Dan tik jy in sin 30 en jy gaan kry jou antwoord is 'n half. Sin 60 is 0,866. Kom ons maak dit sommer 0,87. Ons rondom af vir die spasie. Sin 90 is 1. As jy nou weer sin 120 intik, dan gaan jy sien jy kry weer 0,87. Sin 150 is 'n half. Sin 180 gee vir my 0.
Nou as ek intik die sin van 210 grade, dan kry ek minus 'n half. 240 grade, dan kry ek minus 0,87. 270 grade kry ek minus 1. 300 grade kry ek weer minus 0,87. 330 kry ek weer minus 'n half. By 360 kry ek 0 weer. Dan begin ek weer my volgende siklus. Sin van 390 as ek dit intik is 'n half. 420 is 0,87. 450 is 1. 480 is 0,87. Kan julle al sien hoe herhaal die patroon hom? 510, die sin van 510 is 'n half. Die sin van 540 is weer 0. Sin van 570, as julle sin 570 intik, kry julle weer minus 'n half. 600 is minus 0,87. Die sin van 630, as ons dit intik, 630 kry ons min 1. 660 kry ons minus 0,87. 690 kry ons weer minus 'n half en 720 kry ons weer 0. So as ons nou hierdie grafiek gaan teken, dan kan ons sien, ons teken ons y-as en ons teken ons x-as. Wat nou baie belangrik is dat julle nou sal sien, maar my x-waardes is nou hoekgrootes, né? En my y-as is gewone reële getalle. So, ons het hier by die oorsprong is ons 0 grade. Ons skryf gou in 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 480, 15, 540, 570, 600, 630, 660, 690 en 720. Goed, so, ons het ons x-as is ons grade en ons y-as is ons reële getalle. So kom ons begin om ons punte te plot. So die eerste punt is die punt 0, 0. 30 grade en 'n half. 60 grade en 1,87. 90 grade en 1. 120 grade en 0,87. 150 grade en 'n half, 180 en 0. 210 het ek min 'n half, 240 het ek minus 0,87, 270 het ek min 1, 300 is 0,87, kan julle al sien julle patroontjie wat besig is om te vorm. Goed, 390 is ek weer by 'n half, 420 0,87. 450 is ek by 1.
480, 0,87, 'n half, 0, minus 'n half, minus 0,87, minus 1, minus 0,87, minus 'n half en 0. So, my grafiek, as ek nou al hierdie punte verbind, kan julle sien vorm nou 'n mooi golf. So daar is 'n grafiek van my sinfunksie. Nou onthou, ons het gesê dat 'n tregfunksie is 'n periodiese funksie. Nou dit beteken dieselfde patroon of siklus herhaal hom met gereelde intervalle. Nou as ons kyk na hierdie tregfunksie, dan gaan ons sien waar begin die patroon om herhaal. Hier by 360 grade. Met ander woorde, die grafiek het 'n periode van 360 grade. Elke 360 grade gaan die patroon herhaal. Dit is baie belangrik, die eienskap van dit. Dus nommer 1 is die periode. So die periode van my singrafiek, so dis een van die belangrike eienskappe wat ons moet ken, is die periode. So ons periode is hoe lank dit neem voordat die grafiek sy patroon of sy siklus begin herhaal. Met ander woorde, ons kan sê die grafiek y gelyk aan sin x, wat my basiese grafiek is. Sy periode is 360 grade. Want as julle nou mooi kyk, kan julle sien by elke 360 grade herhaal die patroon om, né? Want julle gaan nou sien hierso weer by 720 grade, met ander woorde, dis nou weer 360 grade later, gaan dieselfde patroon weer begin, want hy gaan nou weer verbygaan na 'n half toe. Hiervan af gaan hy nou weer na 'n half toe 0,8661 toe. So my patroon begin dan nou weer herhaal. Goed, die tweede belangrike eienskap wat julle moet weet van trigonometriese funksies is die amplitude. So hoe kan ons die amplitude beskryf? So amplitude is hoe ver die grafiek se maksimum en minimum waardes van die middel afwyk. En wat baie belangrik is amplitude is altyd positief. Altyd. Goed, so dit is baie belangrik. So as ons kyk hoe ver die grafiek se maksimum, waar sy maksimumwaarde. Sy maksimumwaarde is daai maksimumwaardes. Waar's die minimumwaardes? Dis hierdie laagste draaipuntjie. So my amplitude is hoe ver die grafiek se maksimum en minimumwaardes van die middel afwyk. Nou my middel is mos nou hierdie x-as, né? Met ander woorde, ons kan sien hierdie afwyking hier is 1. Amplitude is altyd positief, so die afwyking, my maksimum van my middel af, is nou altyd 1. Goed, so ons kan die amplitude bepaal met behulp van 'n sommetjie. So ons amplitude kan ons altyd uitwerk met 'n sommetjie deur te sê dit is my maksimum y-waarde minus my minimum y-waarde gedeel deur 2. Jy kan dit ook skryf as die helfte van die maksimum y
minus die minimum y. Dit is presies dieselfde. So as ons nou gaan kyk na ons sin grafiekie vir y gelyk aan sin x, dan kan ons sê ons amplitude is ons maksimum y wat 1 is, minus my minimum y wat minus 1 is, gedeel deur 2. Dit gee met ander woorde vir my 2 op 2 wat gelyk is aan 1. So dit is dan ons amplitude. Die volgende enetjie eienskap van die singrafiek is my definisieversameling. Nou die definisieversameling, wat onthou julle van 'n definisieversameling by die algebra funksies? Nou dis presies dieselfde vir ons triegfunksies. Dis al die x-waardes waarvoor die grafiek bestaan. Ons gaan hier kan ons dan nou eintlik sê, dit is x element van reële getalle, maar onthou ons werk nou met grade. En by ons triegfunksies gaan ons gewoonlik beperkings hê. So vir die grafiek wat ek nou geteken het, wat nou nog oneindig aangaan, skryf ons dit is al die x-waardes waarvoor die grafiek bestaan. Met ander woorde, dit gaan x 'n element van reële getalle wees. Ons laaste belangrike eienskap is ons waardeversameling. Nou, ons waardeversameling, kan julle onthou waaroor gaan ons waardeversameling? Dis reg, ons waardeversameling is al die y-waardes waarvoor die grafiek bestaan. En julle sal nou onthou, ons het mos gesê, D kom voor W in die alfabet, net so kom X voor Y. Dis hoekom ons waardeversameling gaan oor al die y-waardes waarvoor die grafiek bestaan. So as ons nou gaan kyk na ons y van hierdie grafiek, dan kan ek nou sien my y-waardes gaan tussen 1 en min 1. Met ander woorde, ek kan sê my y-waarde is groter of gelyk aan min 1, kleiner of gelyk aan 1 en my y is 'n element van reële getalle. Of die ander manier wat julle ook nou al leer om dit te skryf, is y is 'n element van minus 1 tot by 1. En onthou dis blokhakkies, want my minus 1 waarde is ingesluit. Goed, dit is dan nou eers die basiese van die sinfunksie. Nou kan daar 'n verandering in die amplitude plaasvind. En ons gaan nou kyk, hoe werk dit op my grafiek? Goed, so as ons nou gaan kyk na die standaardvorm van die funksie, dan het hier nou 'n a voor die funksie bygekom. So my basiese grafiek gaan nou bietjie verander. Die numeriese waarde van a. Die numeriese waarde beteken die waarde sonder die teken, gee die amplitude van die sinfunksie. Amplitude is altyd positief. Dit is baie belangrik dat julle dit so sal onthou. Die a-waarde word ook die vertikale uittrekkingsfaktor genoem, omdat die basiese grafiek vertikaal uittrek met betrekking tot die x-as.
Met ander woorde, A beïnvloed ons amplitude. So kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Ek gaan nou net voorbeelde vir julle teken tot by 360 grade, sodat julle kan sien wat gebeur, wat is die invloed van die A. Goed, so in die eerste plek as ons kyk na y is gelyk aan 2 sin x. Nou die A is 2, die 2 is groter as 0. Met ander woorde, my grafiek gaan eers op, soos ons in my basiese enetjie gesien het, nee? Want my basiese grafiek is 'n positiewe grafiek. Met ander woorde, my grafiek gaan eers op. So kom ons kyk nou net gou-gou. Ek gaan by hierdie grafieke gaan ek nou my x en my y-waardes bietjie minder maak, sodat ons dit makliker en duideliker kan sien. Goed, dit spaar dan nou ook net 'n bietjie tyd. So kom ons sê x is 0 grade, ons maak 90 grade, 180 grade, 270 grade en 360 grade. So as ons die waardes kies vir ons x, kom ons kyk gou op ons sakrekenaar, wat kry ons dan is ons y-waardes. As ons nou daai punte intik, x is gelyk aan 0 grade, dan gaan ons kry, jy tik hom net so in op jou sakrekenaar, jy tik in 2 sin 0 grade, en dan gaan jy kry 2 sin 0 grade gee vir my 0. As ek tik 2 sin 90 grade, dan kry ek 2. As ek tik 2 sin 180 grade, dan kry ek weer 0. As ek intik 2 sin 270 grade, kry ek minus 2, en as ek intik 2 sin 360 grade, kry ek 0. So kom ons kyk hoe lyk ons grafiek as ons hom gaan teken. Nou as ons net weer gou terug gaan na ons basiese singrafiekie toe, dan het ons mos nou gesien ons basiese singrafiek is 0 grade, is 0 en 0, by 90 en 1, 180 en 0, 270 en minus 1 en 360 en 0. So dit is hoe ons basiese grafiek gelyk het, en ons het nou gesien my periode is 360 grade, nee, so ons sien, daai periode verander niks nie, hy bly 360 grade. Maar as ek nou gaan kyk na die grafiek van 2 sin x, dan sien ek nou steeds 0 is 0, maar by 90 grade is hy nou 2, by 180 is hy weer 0, by 270 is hy minus 2 en by 360 is hy weer 0. Met ander woorde kan julle sien hoekom hulle sê, my amplitude word deur die A beïnvloed, en dat dit 'n vertikale uitrekkingsfaktor is, want kan julle sien hoe hy nou vertikaal uitgerek het. So dit is hoe my grafiekie van 2 sin x nou gaan lyk. Met ander woorde, as ek nou gaan kyk in die eerste plek, kyk ons weer na sy periode. Wat het met sy periode gebeur? Niks het met sy periode gebeur nie, met ander woorde, my periode bly 360 grade. As ek nou gaan kyk na sy amplitude, hoe het ons gesê, werk ons die amplitude uit. Ons amplitude is ons maksimum y minus ons minimum y-waarde gedeel deur 2. So wat is my maksimum y-waarde nou? My maksimum y-waarde is nou 2. Met ander woorde, ek kry dit is 2 minus, wat is my minimum y-waarde is?
minus 2, so ek kry 2 minus minus 2 oor 2, en dit gee vir my 4 gedeel deur 2, met ander woorde, my amplitude is 2. As ek nou gaan kyk na my definisieversameling gaan oor my x-waardekies. Hierdie grafiek gaan ek nou net beperk tot by 360 grade, so ek gaan sê hier my x is 'n element tussen 0 en 360 grade. Want ek het my grafiek gestop hier by die 360 grade. Goed. Waardeversameling, met ander woorde, ek kyk na my waardeversameling, dit gaan weer oor die y-waardes waarvoor hy geldig is, en die y-waardes waarvoor hy nou geldig is met ander woorde nou tussen minus 2 en 2. Daai 2 het nou hom uitgereik dat hy nou tussen minus 2 en 2 gaan. Minus 2 is my minimumwaarde. As julle nou kyk, daai is my minimumwaarde en my daai is my maksimumwaarde. Goed, en y is 'n element van reële getalle. Met ander woorde, die ander manier wat ek hom nou kan skryf ook, is dan nou y 'n element van min 2 tot by 2, en dit is definitief ingesluit. Goed, ons kyk na ons tweede voorbeeldjie. Ons tweede voorbeeldjie gee vir ons y is gelyk aan minus 3 sin x. Nou moet julle mooi oplet hier, want ons sien nou hier is 'n minus. En hierdie is nou my a. Onthou, hy is nou nog steeds in die vorm y is gelyk aan a sin x. Daai minus die minus beteken dit is 'n refleksie in die x-as of die lyn y gelyk aan 0. Partymal in die eksamen vra hulle 'n refleksie in die lyn y gelyk aan 0, dan moet julle mooi onthou, dit is dieselfde as 'n refleksie in die x-as. Goed, so hier sien ons met ander woorde ons a is kleiner as 0, en dit beteken my grafiek gaan eers af. Maar kom ons kyk, ons gaan weer kyk na hoe hy werk. Goed, so ek het my x en my y, ek kies weer nou maar net 0 grade, 90 grade, 180 grade, 270 grade en 360 grade. Vir julle in graad 10 is dit die funksies waarmee julle gaan werk is tussen 0 en 360 grade. Volgende jaar in graad 11 gaan julle leer hoe om die terugfunksies te skryf van negatiewe hoeke ook funksies te teken. Dan gaan hy byvoorbeeld kan gaan van minus 360 tot 360 grade, of enige hoekinterval wat hulle vir jou gee. Onthou, ons kan nou enige tyd sê die hoeke moet lê tussen, sê maar 0 en 180 grade. Maar vir hierdie verduidelikings maak ons dit nou grafieke tussen 0 en 360 grade. En dit gee vir ons 'n goeie insig in die periode en die amplitudes van die grafieke. Goed, so kom ons gaan kyk. As ons intik minus 3 sin 0 grade, dan kry ons dit is 0. As ons intik minus 3 sin 90 grade, dan kry ons dit is minus 3. As ons minus 3
sin 180 grade intik, dan kry ons weer 0. As ons 270 grade intik, minus 3 sin 270, dan kry ons 3. As ons minus 3 sin 360 intik, dan kry ons weer 0. So as ek hierdie grafiek nou gaan teken, dan gaan ek sien, hy gaan nou so lyk. Ek gaan net gou weer die basiese een ook inteken, dat julle hom net weer sien. Julle onthou nou, hoe lyk ons basiese grafiekie, né? Hy gaan by 90 is hy 1, 180 weer 0, 270 minus 1, 360 is hy weer 0. So dis elke keer ons basiese grafiek. Maar as ons nou gaan kyk na y is gelyk aan minus 3 sin x, dan sien ons nou hoe hy lyk. 0 grade en 0 is my eerste punt. 90 is nou minus 3. 180 is weer 0. 270 is 3. 360 is weer 0. So julle kan sien my A is negatief, so my grafiek gaan eers af, want hy het nou gereflekteer in die x-as. Dan gaan hy op, en dan kom hy weer af tot by 360 grade. So as ek kyk na hierdie grafiek, dan is 1 my periode, wat die belangrike ding ook eienskap is, van my singrafiek, het nie verander nie, want hy voltooi nog steeds een siklus binne in 360 grade. Met ander woorde, my periode bly 360 grade. My tweede belangrike eienskap wat ek nou mos van weet is my amplitude. Goed, so hierdie grafiek het nou uitgerek, vertikaal uitgerek. Julle kan sien hoe hy vertikaal uitgerek en hy het omgedraai ook, né? So my amplitude kan ek mos nou uitwerk deur my maximum y minus my minimum y gedeel deur 2. Nou wat is my maximum y waarde? My maximum is 3. So ek het 3 minus en my minimum is minus 3. Minus 3 gedeel deur 2 en dit gee vir my 6 gedeel deur 2 wat 3 is. En julle kan nou sien, amplitude is altyd positief. Met ander woorde, julle sien baie duidelik dat A die amplitude beïnvloed, né? So as my grafiekie y is gelyk aan minus 3 sin x is, dan gee dit vir my 'n aanduiding dat my amplitude gelyk gaan wees aan die numeriese waarde, met ander woorde die waarde sonder die teken. Die numeriese waarde is dus 3. As ons gou kyk na sy definisieversameling, ek het weer my grafiekie geteken tussen 0 en 360 grade. En as ek dan nou die laaste ene kyk weer na sy waardeversameling, sy waardeversameling is al die y-waardes waarvoor hy geldig is, so dit gaan van sy minimum waarde af, y-waarde tot sy maximum y-waarde toe. Y is 'n element van reële getalle. Of die ander metode wat ek hom kan skryf, is y is 'n element van minus 3 tot by 3. Goed, dit behels dan nou ons lesie oor die sinfunksie, en julle kan hierdie lesie nou mooi gaan inoefen deur jou huiswerkies vir al die volgende grafieke te voltooi. Ek hoop julle die lesie interessant gevind en laat julle dit nou sommer geniet om die huiswerk te doen.